Goeiemôre, mede-Afrikaner refugees, aspirant refugees, skeptiese refugees en algemene mede-Afrikaners. Dis vanoggend Maandag 22 Desember. En vandag se titel van my boodskap is Wag. En ek praat vanoggend meer met myself as met enige iemand daar buite. En ek besef as dit vanoggend my hart se gebed is, ego dit sekerlik meer as een ander refugee se gemoedstemming ook. So vanoggend wil ek graag ons almal bemoedig in die naam van die Here, ons beskermer, wat ons tot hier toe gelei het, dat ons tog geduldig sal wag. Alles gebeur binne sy tydsberekening. Hy het niks buite berekening gelaat toe hy hierdie plan aan mekaar gesit het nie. As daar nou een beginsel is wat vir my duidelik blyk uit hierdie program, vandat ek en duisende ander Februarie maand hierby betrokke geraak het. Ons praat nou van 10 maande, reg? Dan is dit dat 'n mens moet wag. En die ander faktor is die onbekende. Ons weet nie presies waarvoor ons wag nie. Van dag tot dag is dit 'n oefening, 'n mental exercise om jouself te kalmeer en jouself te herinner dat die proses buite ons beheer is. Toe president Trump die executive order uitgevaardig het in Februarie, was daar nie 'n program nie. Hulle moes die program ontwikkel, in die eerste plek van die grond af instel en van daar af ontwikkel. So ons almal is in hierdie leerkurwe saam met die Department of State, Department of Homeland Security. Al wat ons doen is soos skapies net na die herder se stem luister. Wanneer ons gesê word om 'n vorm in te vul, doen ons dit. Wanneer ons gesê word om 'n link oop te maak, doen ons dit. Wanneer ons gesê word om 'n e-pos te stuur, doen ons dit. Wanneer ons gesê word om 'n oproep te antwoord, doen ons dit. As ons gesê word om iewers op te daag vir 'n onderhoud, doen ons dit. Ons is letterlik soos skapies in 'n drukgang. So ek wil almal tog vanoggend bemoedig. Dit help nie ons druk en stoot en stampede nie. En hier praat ek met myself net soos met enige iemand anders. Dat ons ingelid maar net deur hierdie drukgang moet loop. Daar is hiccups, daar's oproepe wat gemis word, daar's links wat nie kan oopmaak nie, daar's e-posse wat nie geantwoord word nie, daar's vorms wat verloor word, mense wat moedeloos raak, stelsel wat lyk of dit met tye haywire gaan. En vanoggend wil ek tog almal bemoedig. Ons moet rus in die wete dat dit buite ons beheer is en dat daar 'n groter hand is wat alles bestuur. As 'n mens luister na die livestreams van Colonel Wyatt en die onderhoude wat hy met refugees voer wat nou reeds gevestig is in Amerika,
dan blyk dit duidelik dat daar nie regtig 'n vasgestelde formule is vir die program stap vir stap nie. Elke persoon se proses ontvou op 'n ander tydlyn, in 'n ander volgorde, en vir myself wat so desperaat probeer om my eie proses te vergelyk stap vir stap met iemand anders in, is dit nou duidelik dat dit nie so werk nie. Mag julle vandag, net soos ek, rustig raak in hierdie wagtyd. Wat ek nou besef is, daar is 'n doel in hierdie wagtyd. Meer as wat ons tot op hierdie stadium gedoen het, kan ons nie doen nie. Ons het oproepe geantwoord, e-mails gestuur, forums ingevul, onderhoude gedoen, medical checks gedoen, en nou moet ons wag dat die proses sy verloop neem. Dieselfde Here wat president Trump geïnspireer het, dieselfde Here wat ver in die toekoms alreeds alles uitgewerk het vir ons, is ook die Here wat saam met ons deur hierdie wagtyd loop. Ek gaan daarop fokus vandag en oor hierdie Kerstyd om rustig te wees en die tyd te geniet. Dit is so maklik om in 'n mental warboel, is amper soos 'n whirlpool te gaan, dat 'n mens voel of dit spiral, en jy net bekommer elke dag, bekommer oor die hede en die toekoms. Geen daarvan is in ons hande nie. Wees rustig oor hierdie Kerstyd en rus in die wete dat dit wat buite ons beheer is binne die Here se beheer. Geseënde dag vir almal.